Goeiemôre. Jy luister na oordenking 49 in die reeks Die Goeie Lewe. Ons praat vanoggend oor engage. Die konflik moet uiteindelik hanteer word. Net om die geheelbeeld te behou, ons gesels oor die WISER model vir konflikhantering. WISER is die akroniem vir Watch, Interpret, Select, Engage, Reflect. As 'n mens die woorde lees, engage, laat dit jou dink aan die vroeëre instruksies van die skeieregter voor 'n skram. Crouch, touch, pause, engage. En dit is inderdaad partykeer hoe konflik verloop. Is maar 'n geskram die kant toe en daai kant toe. Maar dit bly binne bepaalde reëls. Een van die beelde wat my altyd sal bybly, is die van 'n plank met 3 dele en kettinge daarin vasgebind. Ek het as student vir 'n paar maande in die West Midlands van Engeland gewerk. Op besoek aan die Warwick kasteel was daar allerlei apparate uit die middeleeue. Onder andere 'n breë plank wat uit 3 dele bestaan het, met kettinge aan die kante. Die middelste deel van die plank het 'n halfmaan op die kante uitgekerf gehad, en dan het die korter plankies aan die kante ook 'n halfmaan uitgekerf gehad. Vir mans wat rusie gehad het met mekaar, was daar ander straf. Maar die vroue wat rusie gehad het, is aan hierdie plank vasgemaak. Met ander woorde, hulle nekke het ingeskuif en terwyl hulle gesigte baie naby aan mekaar was, vasgemaak aan die plank, hulle hande vasgeketting, so ook hulle bene dat hulle nie mekaar kon skop of kon klap nie. En dan moes hulle so van aangesig tot aangesig vasgebind bly, totdat hulle die rusie uitgesorteer het. Blykbaar het hulle aan die begin van so 'n strafsessie alles in hulle vermoë gedoen om die ander een skade te berokken, selfs die ander persoon in die gesig te spoeg en te verskree. Maar ergens langs die pad word jou stem hees, jou mond droog, en jy word dors en honger. Beledigings raak op. En ergens langs die pad moes jy of vir dae lank so vasgeplank bly, of uiteindelik mekaar vergewe en vrede maak. Kan jy jou indink hoe dit moes wees om so van aangesig tot aangesig vasgemaak te moes wees met die een met wie jy rusie het? Hoe langer ek daaroor nadink, hoe insiggewender word daardie straf. Wel, wat aanvanklik so straf lyk, is dalk nie so erg as wat 'n mens dink nie. Eerstens, klein gemeenskappe wat op mekaar aangewese was, en nog steeds is, kan dit nie bekostig om deur interne konflik vernietig te word nie. Die betekenis daarvan is dat die konflik tussen 2 mense is almal se besigheid. Dit kan 'n totale gemeenskap vernietig. Dink maar aan Paulus se aanmaning in Filippense 4, dat Joodia en Sintige eensgesind in die Here moet wees. Hy vermaan hulle. Hy vra sy getroue medewerker om hierdie vroue te help om die konflik op te los. En hy sê vir hulle, julle is dan medestryders van die evangelie, hoe kan julle nou teenstryders word van mekaar? Tweedens, in 'n sekere sin het hierdie plank simboliese waarde. Die plank verteenwoordig eintlik die reëls vir konflik. Jy kan nie wegstap van mekaar af nie. Jy kan nie die konflik vermy nie, maar jy kan mekaar ook nie seermaak en vernietig nie. Jy moes eenvoudig daardeur werk. Derdens, solank die konflik nie uitgepraat word nie, bly albei verloorders. Albei het besef dat nie een van hulle baat by die uitrek van hierdie konflik nie. Daardie plank wat aanvanklik na straf lyk, maar die vredesplank word, is eintlik 'n mooi metafoor vir dit wat die WISER model probeer sê met engage. Om te engage het 'n baie spesifieke betekenis. Dis om binne die reëls van die spel te bly, nadat jy waargeneem het, geïnterpreteer het en die toepaslike optrede geselekteer het. Die situasie moet met wysheid hanteer word.
Paulus het nog 'n beter strategie as die plank. Hy bring ons in die teenwoordigheid van die Here met ons rissies. Daar is die plek om ons konflik uit te sorteer. Die vrede van God is die ruimte waar ons vrede met mekaar kan maak. Onthou, hierdie hele reeks van die goeie lewe en die oorhoofse tema van Fiks vir die Lewe gaan van die vertrekpunt uit dat God ons geskape het met 'n oop einde. Niemand van ons kan sê, ek is so gemaak en so gelaat staan nie. Dis seker die vrotste en sekerlik die skrynste gesegde wat 'n mens oor jou lippe kan neem. Niemand van ons is so gemaak nie. Die woord sê tog vir ons dat God die mens goed geskaap het. Om die waarheid te sê, baie goed geskaap het. Lees Genesis 1. Die verklaring vir ons onvaste, opstandige, gebroke en konflikgetuisterde bestaan is nie vanweë God se foutiewe skepping nie, maar vanweë ons tekortkominge, wat teruggaan na die oorsprong daarvan, die sondeval. Die raamwerk waarbinne ons dus konflik het, daar is 'n keuse om te maak. Ons het die keuse in watter spasie ons konflik hanteer, as ons daardie konflik wil uitsorteer, engage. Is dit in die teenwoordigheid van God en God se vrede, of is dit weg daarvan? Het ons konflik met mekaar, omdat ons mekaar wil aftakel en afbreek, al verder weg van die bedoeling wat God met ons lewens het? Of sien ons konflik as die ruimte, waar ons mekaar kan slyp, mekaar kan help vorm, in die regte rigting, om al meer verander te word na die beeld van Christus. In daardie opsig kan ons konflik 'n diep geestelike betekenis hê. En dis die keuse, die belangrikste keuse wat ons het om te maak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons vra dat U ons sal vul met U Heilige Gees, dat ons die vrug van die Gees in ons lewe sal bly inoefen, om lief te hê, om met blydskap te leef, om vrede te maak, geduldig te wees, vriendelik te bly, goedhartig te wees, getrou te bly, en met sagmoedigheid en selfbeheersing op te tree. Ek weet dat ek aan Christus Jesus behoort, en ek kruisig my hartstogte en my begeertes, wat nie in pas is met U Heilige Gees nie. Help my om nie verwaand te wees, ander uit te tart of jaloers te wees nie, maar help my om in 'n gees van sagmoedigheid ander reg te help. Deurgrond my, o Heer, dat ek myself ondersoek en my hart voortdurend tot U bekeer. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Net voordat ek groet, diegene wat in ons omgewing bly, is baie welkom om 2 geleenthede by te woon. Die eerste is hierdie Sondagmiddag van 4 tot 6 en dan ook volgende Sondag dieselfde tyd waar ons gaan praat oor die tema en 'n kursus gaan doen om aktief te luister. Dit is 'n kursus in luistervaardighede om met empatie na ander te luister. Dis waar jy ook al jouself bevind. As jy in 'n posisie is waar jy empaties na ander moet luister, is jy welkom om die kursus by te woon. Dis gratis en is by ons gemeente. Liefde en 'n geseënde dag verder.